welkom julle. Ons is besig met 'n Bybelboek met die naam van Spreuke, wat vir ons sommer gaan leer wat wysheid is en hoe ons dit kan kry. So kom ons begin. So, koning Salomo het vir wysheid gevra en gekry by God. Dis darm awesome. Maats, hoe sal jou lewe lyk as jy vir wysheid vra? Ons weet mos nou, dis 'n geskenk wat God vir ons wil gee. Soos wat ons hierdie geskenk by God vat, oopmaak en begin kyk hoe dit lyk en hoe dit werk, leer ons ook hoe dit ons lewe kan verander. Onthou, wysheid begin by God. As ons dus lewe vanuit praat met en luister na God, dan moet die lewe mos anders en selfs nog beter wees. Dis slim op 'n ander manier. Watter manier vra jy my? Wel, kom ons kyk. Luister gou 'n bietjie na wat hier in Spreuke staan. Spreuke 3 vers 1 tot 7. My seun en my dogter, wat ek jou leer, moet jy net nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek vir jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit 'n deel van jou lewe. So sal jy die guns verwerf en byval vind by God en by mens. Dit sal met jou goed gaan as jy daai goed deel maak van jou lewe. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. So hier is 'n klomp praktiese wenke vir ons elkeen om op 'n manier te lewe en gelukkiger, gesonde mense te wees, soos wat ons die lewe wat God vir ons gee, voluit leef. Kom ons kyk, wat is 'n wyse jong mens? 'n Wyse jong mens is leergierig, so jy luister graag na raad. Dit beteken dat jy weet nie alles nie, en dat jy graag by ander mense wil leer. Selfs groot mense moet aanhou leer. En dit beteken dat ons nederig genoeg is om oop te wees, om te leer en te luister na ander mense ook. Ons moet ook mooi na God se stem luister om te weet na wie om te luister. Dink gerus ook aan wie meer weet van 'n saak as jy. Dit is dikwels iemand ouer wat al self geleer het wat jy nog moet leer. Jy leer natuurlik nie net die kennis en feite wat jy by die skool en in klas leer nie, maar jy leer ook lewenslesse wat maak dat jy dalk anders oor dinge dink en dat jy dit anders sal aanpak. Dis 'n wyse jong mens. Daar staan in Spreuke 1 vers 8 tot 9 dat jy, hierso, ek weet julle hou nie van hom nie, maar daar staan dat jy na jou ouers moet luister wanneer hulle jou leer om reg te leef. So ek wonder, by wie leer jy oor baie van die lewe? Jou vriende, wie? Mentors kan 'n mens se lewe baie help. Dink gerus aan watter persone in jou lewe so 'n rol vir jou kan speel. Wat is die volgende ding van 'n wyse jong mens? 'n Wyse jong mens vertrou op die Here. Dit beteken dat jy nie maak asof jy alles weet en self kan doen nie, maar dat jy na Jesus toe gaan, met Jesus praat, elke dag vir hom vra om jou te help, sodat jy kan doen wat jy moet doen, om reg te kan kies, om op 'n manier te praat en te luister, soos wat God wil hê en weet goed en reg is vir jou. Jy kan dit doen. Jy kan met Jesus praat. Jy kan hom inlaat in jou lewe. Begin sommer elke oggend wanneer jy
in die bed regop sit en sê, goeiemôre Jesus, vandag wil ek op U vertrou vir alles wat in my dag is. En dankie dat ek kan weet, U wil my help. Die derde ding wat wyse jong mense, hoe mense hulle kan identifiseer en hoe jy kan wees, is wyse jong mense pak elke dag saam met God die dag aan. En dan kan jy dit regkry om weg te bly van verkeerde goedes en goed wat sleg is vir jou. Want jy pak die dag saam met God aan. So hoe doen 'n mens dit? Vat 'n oomblik net voor slaaptyd elke aand en dan vertel jy vir Jesus van jou dag. Jy kan sommer vir hom alles vertel. Hy raak nooit verveeld nie. Hy kan nogal goed luister. En vertel vir hom waar jy naby aan hom gevoel het en waar jy dalk alleen gevoel het, waar jy dalk gesukkel het. En dan vra jy vir hom wat jy nodig het om die volgende dag aan te pak. So wat het jy nodig vir môre? Dan praat jy met Jesus ook daaroor. Sit dan net sommer vir 'n paar minute in stilte, terwyl jy dink aan Jesus wat jou vriend is. Wyse jong mense, leef die lewe saam met God. En hierdie lewe is verseker die moeite werd. Dit is om regtig te lewe. Naby my, Allerhoogste God, U beskerm my. Naby my, Allerhoogste God, U beskerm my. So kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U lief is vir ons. Dankie dat U vir ons leer hoe om te leef. En dankie dat ons hierdie wysheid wat ons van U af ontvang, kan toepas in ons lewens en dat ons elke dag so kan leef. En dat ons so U liefde kan beleef en ook U liefde vir ander mense kan wys. Dit is vir ons lekker om so te kan leef. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie julle.